Jy weet, jy is toe wil ons die Here so loof en prys, maar dan sit ek maar altyd sê, Here, vir wie wil U hê, moet ek 'n woord gee, vir wie moet ek bedien, of wat ook al, weet, afhanklik van die Here. En jy kom by my op en die Here sê vir my net hierdie woord, dat ek vir jou moet sê, ek het jou nie geroep om dieselfde te wees nie. Ek het jou nie geroep om dieselfde te wees nie. Ek het jou nie geroep om dieselfde te wees nie. Ander woorde, wat sê die Here? Die ou lewe los. I called you for the new. I called you for the new. Ek het jou nie geroep om dieselfde te wees nie. Dankie, dankie. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Nico, hier is my lapie die, né? Dis die salwing wat ek so op hom sit. Hou jy maar so 'n bietjie vas vir. Okay. Halleluja. Halleluja. Amen en amen. As daar niks so lekker as om God te aanbid nie. En te weet, die wete. Paul, wie sit langs jou? Eywa, wat is hy van jou? Wat is hy van jou? Ja. Sy familie van jou? As ja. Dis wat ek wil hoor, dis hoekom ek sê van jou. Nou, en jy sê dankie liewe Here, dat sy nie my suster is nie. Jy sien, maar Paul, Eywa, sy is nie so groot gewees. Nie so. Moet hy so groot wees. Dit is by my in die gemeente in Regis Bay. So ek ken vir Eywa. Nou Paul, ek wil jou vanoggend iets sê. Waarde, value, waarde. As jy kan hoor wat ek jou vanoggend sê, dan sal jy baat vind. Maar as jy vergeet wat ek vir jou gaan sê, gaan jy skade ly. Gaan nie, dan kan jy skade ly. Okay. Ja. As jy waarde heg aan iemand, en jy sorg nooit dat daar 'n afplatting kom en die waarde verloor nie. Maar jy behou die waarde, sal jy die benefit hê. Maar ek sien in jou lewe, in iets, nou nie, moere, sien ek 'n blink toekoms vir jou. Ek sien die hand van die Here is op jou lewe. En die Here sal vir jou deure oopmaak, met jy by hom bly. En jy gaan 'n presteerder wees in die lewe. Op akademiese vlak, finansiële vlak, maar moet nooit vergeet, finansies is nie daar om jou ryk te maak nie. Vat uit, nie hompie toe nie. Kijk, randvlek. Hompie is soms nie so vinnig eet, maar ek randvlek. Ja. Ek 'n goeie woord vir jou gedoen? Ja, maar en dis reg. Ek is so bly jy is so dankbaar. Nou, jy sien maar ons sal nou nie by die preek kom, ons sal daai dankbaarheid al. Maar Paul, hoor vanoggend die stem vir jou. Hou vas aan die Here. Nou gaan ek jou 'n woordjie gee. Skryf hom hier en kry hom hier. Never compromise. Amen. Never compromise. Eywa, aanhou. Never compromise. Amen. Ons gaan aan, en dankie Lionel vir die woord verlede week. Dit is regtig
inspirerend gewees. Maar die hartseer is van 'n woord wat nie water kry nie, gaan dood. Iemand was hier agter my kansel in gewees, en die goed is opgelaai. Ek sien daar is nog 2 stokkies oor. En hierdie put, hierdie mielieput, moet ek vir haar vir die iemand reggepak het, ek moet haar vertel van hierdie mielieput. Was toe Ferdi Swanepoel, het so 2 jaar terug, het hy bedien hier so, en hy het die put gebruik vir saad, hoe die saad kan vermeerder. En ek onthou nog goed, waar kom hierdie mielieput vandaan? Hierdie mielieput, nou, ons kon nie 'n los mielieput kry nie, toe koop hy 'n pak saad, dus ek koop so vir Jessie 'n kos, dan haal ons die mielieput uit. So ek weet presies waar, ek onthou baie goed. En sy preek was gewees, hierdie put het die vermoë. Hierdie put het die vermoë. Maar terwyl hierdie put net hier lê, gaan hy nie oesbring nie. En ek lees, vanoggend of gisteraand, lees ek op Facebook 'n kommentaar van iemand, wat hy praat van die lering van Paulus, baie min verstaan die lering, sien God in Paulus se bediening, sy leringe. En dan sit hy daaronder aan 'n ding, wat ek nog vir baie jare sê. Daar's baie mense wat in die kerk sit, wat nog nooit tot wedergeboorte gekom het nie. Ja, hulle het groot geword, hulle het die gees van godsdiens, maar hulle het nie die gees van God nie. Groot verskil. Godsdiens, ek moet elke Sondag aan die diens wees, moet daar bid hier of selfgroep, ek moet nie mooi dinge doen, jy sien. Maar die gees van God is 'n ander gees. Die gees van God bring die gestalte van Jesus in my en in jou lewe tevoorskyn. En dis wat belangrik is. Toe ek nou die put sien, dis die preek, dis waar hy vandaan kom. Maar ek gaan hierdie los hom maar net hier, so ek gaan hom nog verder vat, hierdie put. OK, ek het 'n foto geneem van die put en toe kom vanoggend vir pastoor Ferdi gestuur. En terwyl jy sommer luister pastoor Ferdi, dan jy sien die put, terwyl hy hier lê, beteken niks nie. Maar hy sal weet van mielieput, hulle saai groot lande, vervoer vir die beeste, so hy weet van mielies en hy weet van oes. Maar daar's 'n ander boodskap. Nou, ek praat met jou nou al 'n jaar of wat, en die hartseer is dat baie min van ons nog ingegaan het. Jesus sê vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Dan gaan hy aan en sê, as jy nie weergebore word uit water en gees, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, julle is hoogs intelligente ouens. Tuurlik is jy hoogs intelligent. Of course, created in the image of God, jy moet hoogs intelligent wees. Jy weet dit dalk tog nie. Jy sien, maar as ons kyk na Jesus se gebed, in Matteus 6, wanneer laas jy Matteus gelees, Kali? Jy lees hom ook net wanneer ek sê jy moet hom lees. Die Here help vir Kali. Broer Leslie, wanneer laas jy Matteus gelees?
Lyk my, jy lees hom nie, al vra ek jou om te lees. Suster, en laat jy die boek Matteus gelees? Jy weet hoe ek dit skeel nie. Ek kyk nie vir jou, ek mik nie vir jou en kyk vir Amy nie. Jy sien maar in Matteus hoofstuk 6, want as jy koninkrykslewe wil verstaan, bestudeer die boek Matteus. Want dis waar Jesus begin met die nuwe evangelie. Dis Matteus. Dat ek net eers hierdie goeders, hy moes willige geeste druk. Jy sien, maar nou kom Jesus en hy sê vir sy disippels, of sy disippels vra vir hom, dat hy hulle moet leer hoe om te bid, nou begin hy te bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Aanhoorde, laat u naam afgesonder word. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook op hierdie aarde. Hoor wat Jesus gesê het, en dis hoekom. Ek eet net by Hoompie, want ek moet. Vra vir my vrou. As ons reis, dan eet ons by Hoompie, dan is die Hoompie so langs die pad. Ek kry hulle oral. Al is baie keer lekker kos, maar laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op hierdie aarde. Dis Jesus se gebed, want hulle vra hom, hy moet hulle leer. Nou leer hy hulle hoe om te bid. En hoeveel keer bid ons, Callie? Nee, dan bid ons omdat bid is. Maar ek ontvang nie, en ek verstaan nie wat ek bid nie. Want baie mense lees die Bybel, en hulle lees die Bybel, omdat dit die regte ding is om te doen. Hulle lees die Bybel. Maar die verwagting van die Bybel wat ek lees, dat is nooit 'n verwagting nie. As ek daai mieliepit vat, en ek sit hom in die grond, en ek gee hom 'n bietjie water, dan is my verwagting, dat daar 'n mielie moet opkom. Dan kan ek 'n verwagting hê, dat dit ten minste 3 koppe gaan op hê. Ek het nog nie mielie gesien wat 4 koppe op het nie. Dan is dit 'n mieliemonster. Maar ten minste 3 mieliekoppe. En as ek die blare aftrek, dan sit op daai kop, sit daar rye mielies en mielies en mielies, is dit 'n groot oes. Maar my verwagting, as ek daai boontjie put in die grond sit, dan moet boontjies opkom. En as hy boontjie plant opkom, en ek gee net hier en daar ou boontjie. Ekskuus? Nee, ek wil net hoor of ek reg gehoor het. Dan is afvallig daai ding. So plant boontjie putte met 'n groot verwagting. So jou diepvries gaan oorloop, ook na my kant toe. Maar ek soek hulle gekerf. Jy sien, kind van die Here, en dit is ons probleem, laat u koninkryk kom. Mense, ons sit onder die geklank van die woord, maar ons lewe verander nie, ons omstandighede verander nie, Arm bly ons arm, siek bly ons siek, bevoeterd bly ons bevoeterd, en so kan ek aangaan, maar jou verwagting wat jy het van die woord, wat val, die woord is die saad is die woord.
Maar jou verwagting van die woord, dis soos die mieliesaad daar agter die put, lê jare daar, maar hy het nog nie oes gebring nie. Maar hy's 'n voorbeeld. Het hy put vermoë? Hy het, nou hoeveel jaar? 2, 3 jaar. Hy het vermoë. Ek gaan vir julle wys, gaan hom aan die grond sit. Dat julle kan sien hoe kom hy op. Nou, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde. Dis Jesus se gebed, jy kan dit maar gaan lees in Matteus hoofstuk 6. Nou, die vraag is, wat weet jy van die koninkryk? Wat weet jy wat aangaan in die koninkryk van God? Sien, en dit is die probleem met baie predikers en met baie wedergeborenes. Ons weet nie van beter nie. Want ons waardesisteem word gevorm van kleins af. Maar wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, jy God se gees oortuig word dat jy 'n redder nodig het, jy het 'n verlosser nodig. Tot daardie dag nie in jou lewe plaasgevind het, gaan jy bly by die waardesisteem waarmee jy groot geword het. As dit in die NG Kerk is, gaan jy die lering van die NG Kerk navolg. As jy 'n baptis is, gaan jy die baptis wees. As jy Anglican is, gaan jy Anglican. As jy volle evangelie kerk is dit volle evangelie kerk. As jy 'n vormer is, jy 'n vormer is, maak nie saak wat noem ons daai gemeentes nie. Jy gaan lewe volgens wat hulle reëls of hulle dogmas sê. Maar jy sien, kind van die Here, ons ag dogmas hoër as wat ons die woord van God het. Omdat ons die woord net lees en jy lees so vinnig deur en die woord sê, you are more than a conqueror in Jesus Christ. You are more. Nie af en toe nie. En dis hoekom 2 weke terug toe ek bedien het uit Efesiërs hoofstuk 6 uit na vers 13 sê, nadat jy die stryd gestry het, staande kan bly. En as daar tyd is wat die kerk, hier is nou baie opsprake gewees, baie positiewe, baie negatiewe dinge gewees, aangaande die wegraping. Maar jou wegraping kan nou wees. Jou wegraping kan vanaand wees. Jou wegraping kan, ek en jy weet nie wanneer ons lewens die kers uitgeblaas word op aarde nie. We don't know. Maar as jy koninkryk verstaan, koninkrykslewe wil verstaan, dan sal jy nou moet kom en die Bybel met 'n verwagting begin lees. Nie net lees om met jou gewete te stil nie. As hy sê, jy's meer as 'n oorwinnaar, dan soek ek, sê Here, ek wil weet, I want to know. As hy sê in Efesiërs 3 vers 20 sê, en hy wat mag het om doen ver bo kan dit wat ek kan wag, wat ek kan bid of dink, deur die krag wat in my werk. Nou, I need to know that power. I need to know that power. Daai krag wat in my is, ek lees dit, maar ek verstaan dit nie, want ek het nie 'n verwagting van daardie krag wat in my is nie, wat daai krag kan doen nie, wat daai krag wil doen nie. Want as die koninkryk van God, in die koninkryk van God, gaan jy nie siekte kry nie, jy gaan nie armoede kry nie, jy gaan nie jaloesie kry nie, jy gaan nie afkeerings kry nie, jy gaan nie sonde kry aan die koninkryk van God, there's none of that. Maar nou sê die Bybel, na wedergeboorte, kom maak hy woning in jou gees, dan sê hy die koninkryk van God is nou in jou. Omdat ons koninkrykslewe nie verstaan nie, pastoor, is dit al waaroor jy kan preek? Ja, dis al waaroor ek moet preek.
As jy Helen Brimstone wil hê, nee, dan gaan ek iemand inkry met Helen Brimstone te kom preek hierso. Julle weet mos daai ding. Weet jy, hulle preek dat die spoeg so spat, die valstande baie, moet hulle gaan aan. Hulle preek, nee. Daai ouens raak so bang, daai gehoor, nee. Hulle bekeer hulle so verragtig. Nee, dis onvernaat. En 'n preek moet daar in die hel, dit brand dan. Jy gaan tande gaan jy, as jy tande het, gaan vir jou tande gee. Hulle preek die rook uit die ouens uit, en vrees. Waar daar vrees is, sê die Bybel, het die liefde nie volmaak geword nie. I know what I know. Die dag tot wedergeboorte kom, het is 'n kind van God. As hy sê, ek is tot alles in staat, hoe kom dit verander? Dan bedoel hy sy woord sê. Sien kind van die Here, kom ek lees vir ons so 'n versie of 2. Want hierdie goeders wil my gees, man. Callie, as jy boontjies plant, jy hou mos nou nie van tomaties nie. Maar ander ouens hou van tomaties, so jy kan tomaties ook plant, hoor. Okay. Wie van julle sal 'n probleem hê om tomaties van Callie af te ontvang? Niemand, die almal wil tomaties hê. Maar as jy nou boontjies plant, Callie, dan het jy mos nou 'n verwagting dat daar boontjies gaan opkom. En hulle gaan goed dra daai boontjies. Okay. Maar ek wil met jou praat vanoggend oor iets wat belangrik is. En Lionel, die preek se naam is Saai, Maai, deel 3. Saai, Maai, deel 3. Jy vra my altyd agterna, wat is die preek se naam? Maar nou, waar is jou vrou? Aywa, klein Aywa. Preek se naam is? Daar sê. Dankie, jy help jou pa hoor, hy's 'n bietjie ouer. Nou, in Markus hoofstuk 4, Lionel, ek waardeer jou, regtig. Jy is nou 'n goeie geestelike seun. Okay, Markus 4 vers 19. Nou, ek wil hê u moet hoor, hoekom jou vrug, die saad nie in jou lewe opkom nie. Hoekom jy maar hoompie eet en nie, maar daar's cattle barren, man. Daar's 'n ander plek daar by Laburie, daarin. Ja. Hy gaan jou nie help nie. Die Here gaan jou nie help nie. Jy kan maar net so, hy gaan jou, want hy het jou al reeds gehelp. Jy gesien alle geestes. Hy het dit in Efesiërs hoofstuk 1, vers 3. En as jy hoofstuk 8, vers 4, 5 sal jy sien dat jy niks tekort het nie. Kind van God, ek wil jy moet nou hoor volgende. Hier is soveel mense wat moedeloos raak, kinders van die Here wat moedeloos raak. Nou, ek wil hê julle moet nou gou vir my help, die breinmense of die kleerlingmense. Wat is die regte aanspreekvorm van 'n sê jy breinmens of sê jy kleerling? Brein. Kleerling. Nee, ek het albei. So wat sê ek al? Jy kalles. Jy kry 'n ligte kalle, dan kry jy donker kalle. Okay. Nee, ek is met groot respek, dis wat ek wil dit weet, né. Jy sien baie keer kan 'n ou uit onkunde kan jy aanstoot gee en ek wil nie aanstoot gee, dit is nie. Okay, goed, so dis reg. Dankie julle. Nou as daar iets is wat hierdie whitey haat met 'n passie,
is wanneer kleerling of kalle pastore die breinmense in armoede hou. Ek haat dit met 'n passie. Want hulle lewe vir lewende tyd. Nee. Apartheid is al hoe lank verby. Nee, dit moes nooit gewees het nie. Okay? Maar dit was gewees. Maar dit is nie meer so nie. Nou hoekom gaan ons hierdie woorde spreek? Nee, in die politieke ouens. Hoekom sal hulle altyd sê, die breinmense is nie wit genoeg nie, of hulle is nie swart genoeg nie? Dis wat hulle sê. Maar wanneer jy kind van God is, when you are born again, you got the authority, you got the authority, you got the power to change. Wit mense, jy hoef nie altyd spories te wees nie, man. Julle weet my spories, die spoorwegmense. Nee? Ek was daar gewees, maar ek is nie meer 'n sporie nie. En ek raak kwaad. Is hulle politiek gebruik. En die kinders van die Here vat hulle nie op 'n hoop en sê stop jou nou, stop jou politieke ry nie. We are born again, children of a living God. The kingdom of God is within us. And all the benefits of the kingdom is mine. Sien, dit is die probleem. Ons het nie 'n verwagting nie van die woord nie. OK, kom ons lees. Hierdie goed, dit maak my senuweeagtig. Markus 4 vers 19. En die sorge, ek wil jy moet nou mooi hoor wat ons lees. En die sorge van hierdie wêreld, sorge van die wêreld. Nou wat is die sorge van die wêreld? Armoede? Kan armoede vir jou sorge wees? Natuurlik. Siekte, verwerping. En so kan ek aangaan. Dus sorg is iets wat jou pla. Jy's nie in die oorwinning nie. Jy's arm. Ewa, klein Ewa, jy vry nie 'n arme ou nie hoor. Kind van God, die sorge van die wêreld roep jou. Jezus sê in Johannes 10:10 sê hy het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dan dis jou armoede. Sê in Filippense 4 sê hy vir jou, hy sê ek sal in elke behoefte van jou voorsien. Sê die woorde. Maar hoe ernstig is ons oor daai woord? Kan daar sorge kom, hy kom klop? Maar gaan jy hom toelaat? Jock, you need to listen, son. Power, revelation knowledge will bring the power of God, of the kingdom of God. Don't compromise power. Maar nooit die woord compromise nie. Jy sien, sorge van die lewe maak hierdie saad onvrugbaar. Sorge van die lewe maak die koninkrykslewe wat in jou is onvrugbaar.
Sy en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Al hierdie dinge van die wêreld, nee. Wie van julle het nie geld nie? Nou is julle stil, nee. Kom ek vra 'n ander vraag. Wie van julle het vir my so R1000 elk? Ek het net gaan vakansie leer. Ja, nee man, jy geld ons van vakansie. Wie van julle het vir my R1000? Daar's een, ek sien 1, 2, ja. Ek wil nie jou geld hê nie. Dankie julle hoor. Baie dankie, baie dankie, maar ek wil nie jou geld hê nie. Ja. Al wat ek wil wys vir jou nou, hoekom het jy nie R1000 nie? Of Francisco, wil jy dit my gee nie? Ek weet jy sou vir my wil gee, maar ek wil dit nie hê nie. Ek wil dit nie hê nie, maar ek wil dit ook nie hê nie. Maar jy verstaan mos wat ek bedoel, né? En ek het R1000. Sien, rykdom kan maak dat daar 'n gees van hebsug in jou lewe kom. En as die hebsug kom, saam met hebsug kom altyd sorge van die lewe. Jy kan maak wat jy wil. Want hebsug, nee, dis 'n gees, 'n bose gees. Hy bring jou op 'n punt wat jy geld het, maar iewers skielik het jy nie meer geld nie. Kyk maar die ouens wat tryd. Kyk maar die ouens wat dobbel. Kyk maar die ouens wat daai lotto speel, net in keis. Ons het dokter daar in Richards baie gehad, hy het vir Koos gesê, as ek die lotto wen, gaan ek vir jou 'n paar kerk koop. Ek soek nie 'n gebou nie, man. Ek soek jou gees reg, jou siel reg vir die ewige lewe. Maar jy sien, hierdie dinge, die sorge van die lewe en die geldgierigheid. Luister mooi, jy moet geld, jy moet meer as genoeg hê. My meer as genoeg verskil van joune. My meer as genoeg verskil van joune van hare. Maar jy word oud vir jou, daai pakkie biltong gegee, vra vir wanneer kry jy weer biltong. Dan kry ek nie net een stukkie nie hoor. Maar in elk geval, kind van die Here, hoor, hoekom Satan en hy steel die saad by jou. Die saad wat die woord van God is, wat vir jou moet doen wat die woord van God sê. Dit manifesteer nie. Maar jy stry elke Sondag sit jy in die kerk, jy hoor die woord, maar die woord manifesteer nie, hy bring nie 'n oes nie. Nou kan jy net bootjies plant en daar kom nie, dan die bootjie pele aan nie. Ruk jy hom uit. Moet jy sê so, dis al hom uit. Hoekom? Hy maak die grond onvrugbaar. Jy kan van God, daar's 'n tyd en die tyd is nou, dat die kinders van die Here moet begin waardes ag aan die woord van God. Dat ons moet begin die woord 'n verwagting hê van die woord. Want die woord van God kan doen wat hy sê hy kan doen. Want God is nie 'n leenaar nie. Wat is Suster Kemi? Jy sit so aandagtig. Jy lyk amper soos ek op skool gelyk het. Ek kyk die meneer so in die oë en dan vang ek vis. Hoop jy doen dit nie. Sê vir jou man, hy moet luister na hierdie woord. Hy moet nie dink dit gaan nie gebeur nie. Ja? Want as jy hom nie herinner aan daai R10,000 sakgeld nie, gaan dit nooit kom nie. Jy ons lag vir my, maar ek is ernstig. Ek is ernstig. Sal jy lyk vir so 'n sakgeldjie? Dit is 'n sakgeldjie, hoor. Dis nie lewensonkoste, dis 'n sakgeldjie. Jy kan gaan naels doen, lippies paint en polyfiller aansit en daai goed.
Dis wat vrouens maak. Hulle is mooi, nog mooier word. Ek kan nie hierdie ding verstaan nie. Maar in elk geval. Nou hoor hy sê, begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. So, hoeveel ouens sit binne in die kerk, ek het nog sien met daardie deure kom, dat is net neus en trane en polyfille, jongman, hulle huil die beesies bede, sê ek, wat gaan met jou? Dan sê ek het nie empathie nie. Ek het geen simpatie met die duiwel nie. Dis hy wat jou arm hou. Nou, kan nou mee, ons skewe verwagtinge van die pastore. Ek sê, hey, wat is jou moeilikheid? Repent. Vat die woord van God, dat die woord van God doen wat hy sê hy kan doen. Hy herinner die woord aan die Here. Jy moet 'n verwagting hê. Jy moet 'n verwagting hê. So, hy sê, in 1 Tessalonisense 5, wat jy gaan lees hoor. Gaan jy 'n teks gee nie, is nie daar. 1 Tessalonisense 5, herinnering. Verag nie die profesie nie hoor. Soveel mense ontvang 'n woord van die Here, dan verag hulle dit, nee. Hulle los dit agter, hulle vergeet daarvan. Ons moet profetiese woord, jy beoordeel dit. Jy vat terug na die woord, jy vat saam met die gees van God, nee. En as dit in lyn is met die woord, wat maak jy dis myne? Here, ek herinner u, want 'n profetiese woord is 'n goddelike gedagte vir jou en vir 'n mens te gee wat hulle moet doen of wat hulle moet sê. So wanneer die Heilige Gees my gees dring om 'n profetiese woord te gee, gee ek dit na aanleiding van wat ek voel, dis wat die Here vir my sê, nie my opinie nie. Ok, nou sê hy hierso vir ons, nou hoor wat sê hy so. Hy sê vers 20, en dit is hulle by wie in goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem, hoekom die raas die vrug nie? Hoekom die raas die vrug nie? Hoekom dra ons die vrug nie? Ons hoor die woord, maar die voëls van die hemel kom pik hulle op. Jy sien, wanneer ek die woord aanneem, wanneer jy hierdie woord aanneem, ek wil iets wys, ek wil net vir hom 'n bietjie, ek wil vir jou wys. Iets wys. How old is she now? 25. Still young, huh? You got a wife. Oh, praise the Lord, huh? Not yet. Okay. Sien jy hierdie oom en hierdie tannie, nee? Dis die eerste mense wat oor hierdie man se lewe geprofeteer het. En toe hierdie vrou voor my staan soos ek voor jou staan, en dis haar 'n appel kry, en sy sê vir my, God maak vir jou deure oop wat niemand kan toemaak nie. Sy het nie geweet wie ek is nie. Sy het nie geweet ek is op pad bediening toe nie. Ek het gewerk op daai woord uiteindelik vir spories. En dis hoekom dit my kosbaar is. God maak vir my deure oop wat niemand kan toemaak nie. En ek koester hierdie woord. My vrou sê baie keer vir my man, jy's 'n regte prokureur, jy wil die ding, ek sê no, as die Here vir my gesê dis oop, is dit oop, nee, maar nie jy enigiets vir my anders te kom vertel nie. Maar nie vir my enigiets anders te kom vertel nie. Jy sien, kind van die Here, hoekom dra ons die vrug nie? Hoekom doen die woord nie in my en in jou lewe wat die woord sê hy kan doen nie? Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde, die koninkryk van God in my, maar ek lewe nog in armoede, ek lewe 'n lewe van geen vrug nie. Die Bybel sê in Markus 16,
Hy sê vir hulle wat glo en hulle laat doop. Nie? Hulle wat glo en hulle laat doop. Anderwoorde, jy bekeer jy neem Jesus Christus aan as jou saligmaker, dan gaan jy dat hulle jou begrawe. Nie daai ou toe, daai ene nie. Jy die ene toe. Julle ken ons daai ene. Ken jy daai ene? Jack, ken jy? Daai limousines. Hy velke gaan so op. Hy is 'n heerlike engel in daai. Daai lang karre, hy's langer as hierdie gebou, né? Dis nie nou, ons gaan doopbad dat. Dan word jy 'n nuwe mens. Jy laat jou nie doop uit vrees nie, jy doen omdat God sê jy moet jou laat doop. Dat is 'n teken, I am born again. Wat nou sê in Markus 16, as jy wat glo om doop, hulle gaan hierdie tekens volg. So in ander woorde, die vrug, luister mooi, die vrug van die woord sê, is 'n goeie besprekingspunt en julle het dit al baie gehoor, né? Hy sê, hulle wat glo en hulle doop, hulle gaan hierdie tekens volg. Sê jou Bybel dit? Sê jou Bybel dit? Nou kom ons daar nie vrug nie. Hy sê, hulle gaan in ander tale praat. Hulle gaan duiwels uitdrywe. Hulle gaan die hande op die siekes lê, hulle gaan gesond word, né? En al drink hulle iets dodeliks, né? Jy weet, dis witchcraft, né? Sal niks oorkom nie. So waar is die vrug van hierdie woord? Hoe kosbaar is die woord vir jou? Hoe koester jy die woord? Hoe pas jy die woord op? Here, U het dit gesê. En U is nie 'n bloei, God het nie bloei boys en girls nie. Hulle wat glo en hulle laat doop. Vir hulle gaan hierdie tekens volg. So waar is die vrug van hierdie woord op my en jou lewe? Ek is so bly dat die Heilige Gees jou in die hande gekry het. Jy het jou so gees toe in die boom wegkruip. Dis ek so kort mannetjie soos jy. Jy sien Jesus al. En hy gebruik hom. Glo jy die woord wat sê, die gees van die waarheid, Johannes 14:17 wat sê, Jesus sê dit in die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. En hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Maar julle ken hom. En hy gaan by en in julle wees. Nou vra ek vir jou, hoe koester jy die woord? Hoe pas jy die woord? Wat is jou verwagting van die woord? My verwagting is Heilige Gees, Gees van waarheid, U is by my in my. So as ek stap, gaan ek in waarheid stap. Nee. En die waarheid sê, as ek my hand op die siekes lê, gaan hulle gesond word. Ek gaan duiwels uitdrywe. Nee, en ek gaan in ander tale praat. Nie sal my kwaad maak nie, hoor. Die verstaan ons daai ene, nee. Of die mechanic se spinne gly, nee. Yes, en ek kap hom net so 'n blou shot, jy sien die bloed loop. Dan sê hy nie meer daai onweertale nie. Dan sê hy, Jesus, dankie vir genesing. Satan, jou vyand, jy kom te steel, maar nou maak ek met hierdie vinger gesond. Is maar so. Ja, amen. Jy sien, kind van die Here, hoe koester jy die woord? Nee, ons glo die woord. Nee, kind van die Here, die bewys van jou geloof is vrug. Die bewys van jou geloof is vrug. Dis hoekom ons nie lidmate maak nie, ons maak disippels. Ek wil nooit in die hemel kom en jy kom bring 'n beskuldiging teen my in, sê maar jy het my nie geleer nie. You like me, dit maak nie saak nie, jy moet by elk geval lief om hemel toe te gaan. Want dit maak nie saak of jy vir my hou of jy nie van my hou nie. Jy sien, as jy waarheid verstaan, sal jy agterkom ons van een gees deurdronge, God Heilige Gees.
Sê hy vir ons in Markus, in Johannes 14 sê, as jy met julle ken hom, want hy gaan by in julle wees, die gees van die waarheid. Nou waarheid, jy sien kind van God, jy gaan waarheid net ken deur die woord, geopenbaar deur God Heilige Gees. En wanneer jy 'n verwagting het van die woord, dan sal jy agterkom van saai en maai. Hoekom as die ouens Roderick, hoekom staan hulle in verwondering? Ek dink miskien daai polisievrou agter jou gecheck sê, hey, hier is Kabenga. Nou dopper. Hoekom check jy daai antie so uit? Hoekom kyk ons so uit, nee? Jy sien, miskien sê jy gedink, nee. Maar toe kom jy en jy betaal en jy miskien gaan hulle oop. Sien, die wêreld ken nie die dinge nie. Hulle ken nie dit nie. Saai en maai. Saai en maai. God werk net met sy woord. Nie met jou opinie nie, nie met my opinie nie, nie met my dogma nie, nie met jou dogma nie. God werk met sy woord. As sy woord sê, as sy woord sê, Francisca, jy is 'n koning. Dan sê jy nie ek is 'n koningin nie. Sê jy is 'n koning. Dat wat was, is nie meer nie. Kyk, alles het niet geword. Hey man, jy moet die politieke ons gaan leer. Hey, stop julle nonsens. Stop julle leuns. Julle soek net ons stem, ons vote. Ek is lief om na hierdie goedjies te luister. Ek is lief om na hulle wat noem jy dit, Nico? Hulle beredenering. Redenasie, daar is die woord. Amper praat ek soos Lionel praat. Nee. Like father, like son. Jy sien, dan kom hulle met hierdie goedjes uit. En dan kom hulle, nou toe so met die vliegtuig so oor, is dit nou, wat is daar op die lughawe, wat is die kant? Khayelitsha kom. En dan sê die hokkies ons op mekaar, waar kom hulle vandaan? Gaan Meisenberg toe, nee, dan ry jy af te sien, hierdie hokkies, waar kom hulle vandaan? Nee, dan sê die politieke ons, kyk die DA, nee, hulle praat van dit en dit, maar hoe lyk dit hier? Nee, dan sien jy net die gemors van die vuil goed en die sakke en die goed, wat hulle wys, dit is een DA munisipaliteit. Wie het dit daar gegooi? Nou, ek dink ek is stupid. Moenie hy nonsens op Facebook sit nie, man. Gaan jou reg help. Voed mense op om nie daar te gooi in die asblikke, man. Help ons nie, ek skep werk. Here help ons. Zeker van die Here, wanneer ons volle aandag aan die woord gee, die waarheid gee, nee, dan sal die waarheid manifesteer. Mense, dis die koninkryk, laat die koninkryk kom. Hy het gekom. Daai gebed is beantwoord, sê Lukas. 17:21. Hy is nou, die koninkryk van God is nou in jou. Nee. So die gees van waarheid is in jou en hy is by jou. Jy man, help man. Sal jy? Lê nie meer onder die bed nie. Lê net bo op die bed. Ja, vordering gemaak. Ek het dan baie bo op die bed. Kyk tot neef Kali wil jou, op broer Kali wil jou sê, wow, hy is trots op jou. Ja, hy is trots op jou. Hy onder die bed. Lê bo op die bed man, 'n bed is gemaak nie onder hom lê nie. Die vrou staan, sy kniel by die bed en sê, kom uit van die bed. Sê, ek kan lê waar ek wil.
Jy kind van die Here, kom ons kom terug, ons wat ernstig aangaande die woord van die Here, wanneer jy die woord van God begin ernstig opneem, nee, en God herinner, want God sê vir ons in die Bybel, ons mag hom herinner aan sy woord. Nou raak ek ernstig aangaande die woord. Kan jy onthou? Kan jy onthou? 'n woord wat ek jou gegee het. You are the new generations van die Hendrikse. Ek nou hierdie goed is, nee. Ek dink ek is 'n valk verseker, is nie altyd valk nie. Kan onthou. Jy kind van die Here en dit is belangrik, nee, want die woord moet manifesteer. Asseblief in die naam van Jesus hoor, nee, Papa Vader se hart is dat die woord vir jou moet doen wat hy sê. Maar jy het dit nodig om met geloof, die woord met geloof te verenig, sodat daar 'n oes kan kom van 160, 30voudig. Maar ons is nie ernstig aangaande die woord nie. Lionel het dit 'n paar keer verlede week gesê, ek het hom gehoor, as die ouens, dis nou tyd, is tyd. Kind van God, ek wil jou bemoedig in hierdie dag. Kom ons sluit af. Maar Here help. OK. Kom ons lees nog die ene versie. Kom ons lees Matteus 6. Ons moet nou daai selfde hoofstuk wat Jesus die gebed gebid het. Vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. The word of God is a power, son. Is a power to bring change. Jongen, is 'n krag. It is a power. Is 'n power. Die woord van God, jongen, is 'n krag. Is power. Jy en ek moet tyd spandeer. Moenie net haastig lees nie, man. Moenie na die volgende woord toe gaan of teks te gaan tot jy nie daai teks in jou gees het nie. As hy sê jy's meer as 'n oorwinnaar, dan is jy meer as 'n Here, help hom te verstaan. Wanneer die dinge van die wêreld kom, die bekommernisse van die wêreld. Ja, ek kan nie goed verstaan nie. Dan wil die kerk beskuldig. Dat hulle arm is. Ek kan nie die goedjes verstaan nie. Wiekom sal jy altyd arme mense hê totdat Jesus kom? Wiekom sal jy altyd hê? Is hulle wat nie die woord vat nie. Dis hoekom Jesus vir hulle sê, julle sal die armes altyd by julle hê. Jy kan nie die woord van God in jou hê en arm bly nie. And you and I need to become powerful citizens of the kingdom of God. Want die koninkryk van God is in ons, is by ons. En I know, en ek my hande op jou lê, gaan daar iets gebeur. Wanneer ek met jou praat, dan sien ek hierdie woord is soos 'n hamer. Bring change. Jy sal hierdie diens in jou lewe nie vergeet nie. Wat is die belangrikste woord wat ek jou gegee het? Don't compromise. Waarde. Moenie waarde compromise nie. Sien kind van die Here, wat wil ek jou vanoggend sê? As die lig, as die oog reg, as die oog is die lamp. As jy die woord reg lees, sal jy nie in duisternis bly nie.
Het jy al ooit 'n koning gesien met 'n bedelaar is? Dan kry jy ons wat by die robot staan. Dis ander goed as opsit. Maar dan sê hulle onderaan, God bless you. Dan sê hy, die Bybel sê, as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. Wil jy met my op my gevoel speel, op my emosie speel? Jy kan staan toe jy blou word daar, man. As jy jou net gee, God sê ek met jou gee. Anders kan jy maar staan. Lekker maar flip soos hulle wil. Maar soms ook slaan. That's fine. Kind van God. Saai maai, deel 3. Waarde. Aan die woord, aan die saad. Tot jy nie waarde heg aan die saad nie, kan hy saad nie opkom nie. Kan nie opkom nie. Kan nie opkom nie. Moet nooit jou droom verloor nie. Jacques, you will stand amazed. Jy gaan verbaas wees, jou familie gaan verbaas wees. Jy moet daar ook net 'n goeie catcher maak, hoor. Hy niet met my leer wat 'n catcher is. Laat koppels wat los hulle dit vol. Dat hulle sinne kan kom. Jy sien, kind van God. Don't compromise. Eendag is by God soos 1000 jaar. En 1000 jaar is soos eendag. Wat wil ek vir jou vanoggend sê, die Gees. Nie dat hy kyk nie. Somewhere beyond the blues. Wat hoe gaan hy lied? So my eie lied het ek so nou so. Somewhere beyond the blues. Daarin. Daarin. Moenie, jongman, moenie dat Satan jou waardesysteem bepaal nie. Laat God se woord jou waardesysteem bepaal. Amen. Maak dit sin, kerk. Murmuring. Murmuring. Murmurering. Murmuring. It is sin. God haat murmuring. Het jy al gehoor kon Christene, kerksmense murmureer? God haat murmuring. Toe God die volk uitlei saam met Moses uit Egipte uit. Ek weet, ek trap 'n paar lekker lidorings vanoggend. Nee, toe God hulle uitlei, hulle kom daardeur. God het 'n woord gegee. Vir Abraham, Isak, Jakob. Josef het die woord geglo. Dis hoekom hy gesê het, as ek terugkeer na die land, te vat my gebeente saam, begrawe my gebeente in die land Kanaan. En God lei hulle deur die woestyn. Hulle sien die wonderwerke in die hand van God, water uit 'n rots uit, kwartels, manna. Hy sien hoe verdrink daai lot Egiptenaars daar in die Rooi See. En dan kom hulle by die Jordaan. Jongen, Here seën hom. Daar kom 'n tyd, you must make up your mind.
oorkom. En hierdie ouens so murmuring. En Moses stuur uit 12 bespieders om die land te gaan verken. 12 kom terug, 10 negatief, 2 positief. Daai 10 ouens sê, ons lyk so springkaan in hierdie reuse. En die einde van die dag het Caleb sê, geef my daai reuse, ek sal dit sorteer. Maar om terug te kom, en hulle murmureer. Het God gesê, dis julle land. Vandag lekker, ja. Jy weet waar ons op pad is, nee. Het God gesê, you are a new generation. Wat het God jou gesê? Die profesie of die woord of die inspraak van sy gees, het God gesê. 10 komt, jy sal altyd 'n demonic spirit kry, a lying spirit, a deceiving spirit. Hulle sal altyd kom om jou van God se woord weg te hou. But if you know the power of the word of God, you will stand your stand, and you will move forward, and you will be the more than a conqueror. You will be the overcomer. En hulle 10 ouens, 2 sê ons gaan. Hulle het die woord, God het gesê, 10 sê nee. Dis hoekom ouens in hokke bly, ou broer. Is dankbaar dat ons dit nie hokke het nie. Nee. Maar hoor net wat ek vir jou probeer sê, nee. As jy tevrede is om in die hok te bly, is fyn, maar God het dan nou gesê. Kom kind van die Here. Moenie sê ek preek politiek, ek preek God se woord vir julle. En dit kom. En hoor wat ek jou vandag sê, daar sal altyd ouens kom. Jongman, altyd sal ouens kom. Jy moet hoor wat hierdie prediker vandag sê. Hou ons vas in jou hart, né? Negativiteit, maybe no, you cannot do it. Né? If the word of God says you can do it, then you can do it. Hulle murmureer nie kan dat die bissies bewe, né? Soos 'n lot kerksmense in die Parel. Hulle murmur, hulle moan, hulle groan en hulle gaan te kere, né? 2 sê kom ons gaan. Sê no ways. Hoeveel van daai ouens wat gemoan het in die land ingegaan? Sê julle vir my. Murmuring is a form of witchcraft. It's not from God. God haat murmurering. Want om te murmur, nou murmur jy teen wat hy gesê het. So anders jy sê God se woord is nie waar nie. Kom kind van die Here. God haat dit. Hoekom murmureer ons so? Want as jy murmur, sê iemand die woord van God sê, net 2 gaan in. Caleb en Joshua en daai geslag saam met hulle. Die ander almal wat gemurmureer het, gedooi. God haat murmuring. Moenie in jou omstandighede murmuring, begin God in jou omstandighede inkry. Daai het nie gesond oor. 'n Nuwe knieskyf in die naam van Jesus, lekker nuwe knieskyf. Jy raak so bold, Francisca, tot die duiwels hardloop. As hulle sien jy kon sê o hel, dat ons pad vat, hier is moeilikheid. Kom aan kerk. En dis nie emosioneel, ek praat God se woord, julle ken vir my,
Baie ons like my nie, hulle wil nie bly nie, ek is te reguit. Maar gaan nie dat jy arm bly nie. Jy gaan my nie beskuldig nie. Jy gaan my nie beskuldig, ek doen nie waarheid gesê. Dis hoe jy is. Halleluja. Kyk hoe Lionel en nou Kali nou. Hier ons sit en nou klein mannetjie daar agter. Hulle sit. As jy waarheid lief het, sal jy nie murmureer nie. You will not murmur. Amen. Kom ons gaan aansit by die tafel van die Here.